Here, dit is in kosbare oomblikke soos hierdie, dat ons soms voel ons wil nie eers die stilte verbreek nie. Want U is met ons. Ons is in U teenwoordigheid. En daarom bid ons nou, spreek Here, U diensknegt en U diensmaagd luister. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie vir ons musiek wat dit altyd so mooi maak. Jy kan jou Bybel gereed kry om naby hou. En soos wat ek altyd sê, 'n selfoon Bybel kan ook werk. So as jy een of ander goeie vertaling daar op jou selfoon het, maak hom daar oop en dan sê jy, hier is my Bybel, né? Is jy reg daarvoor? Ons gaan nou luister na 'n redelike kort boodskap. Kan julle glo, ek kan dit reg kry? Ek gaan julle verkeerd reg bewys. En dan gaan ons eers ons Bybelverklaring doen. As jy reg is, dan sê ons, hier is my Bybel. Dit leer my van God. God is gees en ek kan bid in gees en waarheid. Ek kies vandag om met my gees te luister, elke belofte aan te neem. Die woord is die waarheid en die waarheid sal my vrymaak. Toe dit nou so lekker stil raak, toe dink ek, ja, dit sal nie veel vir my kos om sommer nog aan die slaap ook te raak nie. Want mens slaap op jou lekkerste in 'n kerk, het jy dit al agtergekom? Dis mos nou die plek waar jy nou partykeer voel, nou kan jy maar net oorgee. En ek gaan probeer om jou wakker te hou, sodat jy nou nie onnodig aan die slaap raak nie. Maar en ek sal dit nie as disrespekvol beleef as jy aan die slaap raak nie, want ek gaan nogal praat oor goed wat met slaap te maak het, jy weet. En dit is ons jaartema. Nou ek wil vertrou, ek my boekmerkie nou weer daar een kant, laat ek hom maar kry, dat ek hom kan wys. Het jy laasweek so boekmerkie ontvang, en op daardie boekmerkie is ons 2026 jaartema, wat sê, in staat om te kan droom. Amen. Nou ek wil weer nuwe drome droom, ek dink dit sal wonderlik wees, om weer jonk en sterk te wees, en om Comrades te hardloop, en om 2 oseane aan te pak. Moenie julle vir my so kyk asof met daai oud word oë nie, kyk met jong oë na my, nee. Goed, maar nou ja, daar is seker werklikheid en daar is realiteite, maar dis lekker om te droom. Is lekker om te droom. En die Bybel is glad nie vreemd aan drome nie. Inteendeel gee die Bybel vir ons meer as genoeg rede om te dink dat drome behoort eintlik 'n belangrike deel van ons Bybel lees en ons godsdienstoefening en ons belewenis te wees. So, as jy jou kan gereed maak, en dit is waar oor dit in hierdie tyd wil gaan, so tot begin Januarie, middernagdiens gaan ons dit vasmaak met die suurappels en met die heuning, en ons gaan sê, 2026 gaan 'n droomjaar wees. Maar dan moet jy nou 2025 begin droom. Anders gaan jy aan die slaap bevind word, nee. Jy gaan nog wonder. Ek het tot my verrassing aan 'n dag vir iemand wat nou al weet in die 20 jaar oud is, te hoor hulle sê nie, ons weet nie, ons droom nie. Ek sê, droom jy nie van iets nie? Nee, hulle droom nie, jy weet. So ek het toe besluit, ek gaan julle wakker maak. Ons gaan drome droom, né? Ek weet die Bybel sê die ou mense gaan drome droom, so Tannie Audrey hou moenie ophou droom nie, droom, né? Droom. Sien dit. 'n Droom word mos 'n werklikheid. Is jy saam met my? Dit is as reëel is, né? Ek onthou eendag het 'n seekoei van Mars af in een van my drome my getuister. En ek was op so plastiek vloer gewees, en hoe harder ek hardloop en hoe meer ek gly, hoe meer gaan hierdie renoster van Mars, jy weet, my inhaal en kry. En dan skrik ek wakker, dan sit my pa wat sukkel om my uit die bed te kry om skool toe te gaan, jy weet.
Is 'n slegte ding, maar is tog ook 'n lekker ding om te kan droom en om drome oor mekaar te hê en moet tog maar nie mekaar se drome klein maak nie. Bou mekaar se drome. So veral as jou man by jou kom en sê ek gaan weer aardappels plant. Dan sê jy plant my man, plant, hierdie jaar gaan dit werk. Nee, al is dit die hoeveelste jaar dat niks wil uitgewerk het nie. So kan ek vir jou sê dat ek glo my hele hart dat Bybelse drome, goddelike drome het nogal kan ek sê 'n verbintenis, 'n noodsaaklikheid. En dit is dat as God droom oor 'n mens, dan droom hy nie so uitsonderlik dat jy eenkant gaan staan en niemand kan met jou huishou en niemand kan iets saam met jou reg kry nie, want jy's op jou eie droom, nê. Jy's in jou eie droomwêreld, jy weet. Maar as God drome wil werk, dan werk hy dit as deel van jou deel wees in die gemeente. In 'n gemeente as jy nou vandag 'n kuiergas en 'n besoeker is. En daarom wil ek jou aanmoedig om te sê dat ek glo God se drome is nie te vergeefs nie. God se drome is vir 'n doel. Kan ek dit mooier uitdruk of beter sê, ek wil sê God mors nie tyd nie. As hy iets doen, wil hy dit gedoen hê. En hy wil sien dat dit gebeur. En daarom kan jy hierdie element van droom ook in Bybelse of goddelike drome beleef. En dit is dat dit wil vir jou iets bekend maak wat aan die einde sal gebeur. Nou die meeste ma's, hulle spesialiste hierin, jy weet, hulle sien 'n kind se einde voordat die pa die kind se einde sien. Hulle sê, mannetjie, en veral as dit kom by die juffiekies, jy weet, juffroukie, jy moet sien waarop gaan dit uitloop. Dit gaan jou einde wees, nê. En hoorie, dan kan hulle tel. So, einde is 'n belangrike element van droom. En jy moet dit nooit vergeet nie. Die droom is nie net vir die interim, vir die tussenin, vir môre, oormôre nie. Nee, God se droom wil deurloop tot die einde toe. En ek dank God dat ek en jy so deel van sy drome kan wees. Nou, ek het 'n skrifgedeelte wat ek gaan dwars deur die jaar toelig as 'n basis gaan gebruik en in 2026 gaan dit ons belangrike teksvers wees. Dit gaan oor die storie van Daniël, hoe dat hy gevange geneem word, hy word weggevoer in ballingskap. Hy's nie in sy eie omgewing nie. Hy lewe in uitdagende omstandighede en plekke en tye en tog staan hy op en hy sê, maar daar's 'n God in die hemel. As daar's 'n droom in my hart, daar's iets wat 'n verskil kan maak en uiteindelik loop hy hom vas in 'n koning wat toe slimmer is as 2 konings saam. En hierdie koning wat toe nou al geweet het dat as hy sê ek het 'n droom gehad en hy roep al die droomuitleggers, dan sê hulle ja, wel dit beteken nou dit en hierdie en daai en toe dog hy hierdie slag sal hy hulle kry, nê. Nou kan jy Daniël se drome herroep, hoe dat die koning uiteindelik sê, julle moet vir my die droom en die uitleg gee. So Tannie Audrey, ek weet, jy het nou vanoggend gedroom van, nou moet ek ook half jammer sê, ek weet ook wat Tannie gedroom het nie. Want geen mens kan opstaan, en stap jy kombuis toe, maak vir jou koffie, en as jou man of vrou of kind daar instap, sê, luister, ek het gedroom vanoggend, nê? Maar jy moet vir my sê wat ek gedroom het. 'n Mens kan nie, maar God kan. Kan ek dit saggies genoeg sê? God kan. Nee, kom ons lees. Hy sê die koning het geantwoord aan Daniël, wie se naam Belsassar was, en gesê, is jy in staat om aan my die droom wat ek gesien het en sy uitlegging bekend te maak? Daniël in die teenwoordigheid van die koning geantwoord en gesê, die geheim waarna die koning vra, kan die wyse manne, die besweerders, die geleerdes, die waarsêers nie aan die koning te kenne gee nie. Hy sê, maar daar is 'n God in die hemel wat geheime openbaar
en hy het koning Nebukadneser bekend gemaak wat aan die einde van die dae sal gebeur, en dan begin hy die droom uitlê en hy sê, wat het hierdie koning gedroom, nee. Nou goed, ek weet jy's nou saam met my op die regte plek om 'n paar dinge oor drome te sê, is dat ek is oortuig daarvan, dis baie beter om by God se droom uit te kom as net my eie droom. Om 'n goddelikheid in my lewe 'n plek te gee en te sê wat God gesê het, wat God wil hê. En is in hierdie belewenis dat 'n mens soms sal dink, maar ek kan nie. En dan wil ek vir jou sê, ek dink een van die mooiste drome wat 'n gelowige kan droom, is om te sê, ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my die krag gee. Halleluja. Of soos wat die teks daar sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Wow. Nou ek wil lank genoeg hier stilhou, al moet ons die doop uitstel na volgende week toe. Ek wil lank genoeg hier stilhou, laat dit tot jou deurdring. Laat dit tot jou deurdring. God gee vir jou rede om te dink, jy's tot alles in staat. Jy is tot alles in staat. Ek weet, vra my, ek staan nie asof ek sukses het nie. Ek staan saam met julle. En dan besef ek hoeveel keer besluit ek kan nie. Ag, dis te moeilik. Dis te veel gevra. En baie keer is dit so dat die alles in staat is nie 'n sukses nie, omdat ek my drome, my ideale, my begeertes, my verlangens hoër maak as wat God se is vir my. En dis wanneer ek en jy in lyn kan kom met dit, wat ons sal begryp en verstaan, dat as Daniël se naam, en dit is nou vir my belangrik dat jy die 2026 grondslag reg kry, en dat jy besluit in staat om te droom, het iets te maak, nie met net wat jy is nie, maar wie God is. En dit is my mooi dat Daniël se naam beteken God is my regter. Hy is die een wat vir my sê of ek reg of verkeerd is. Hy is die een wat vir my sê, jy's op koers of jy's nie op koers nie. Hy is die een wat my op die regte plek wil bring. Want waar wil hy my bring? Hy wil my by die regte einde uitbring. Hy wil hê dat my lewe moet uitloop. My lewe moet een groot vreugde wees. En as ek dit in jou hart nou wakker het, dan wil ek hê jy moet seker maak, dat as jy dink, kyk net hoe lyk hierdie jong mans wat koning Nebukadneser wou gehad het. Hulle het nie 'n enkele liggaamsgebrek nie. Dis nou toe ek 30 jaar oud was, nê. Hy was mooi, dis toe ek 35 was. Aansien, vernuftige, allerhande wysheid. Dit is as ek 90 gaan word. Weet, en hy besit al daai goed, bekwam om nie, en hy gaan sommer nog 'n taal ook aanleer. Amen. Kan jy hoor tot alles in staat? Skrik vir niks. Toe ek in die week weer hier op die dak klim, nou probeer ek so ewe dapper loop, maar is bietjie hoog en skeef en en ek dink hierdie is twee gevare. Die een gevaar is om af te val, want daar's nie 'n muurtjie of niks wat jou keer nie. Jy weet, die tweede gevaar is dat jy deur die dak trap en dan val jy sommer reguit af, jy weet. En in daai vrees oomblik te verloor ek alles tot alles in staat. En ek sak op my knieë neer en ek kruip hande 4 voet op die dak. Gelukkig het niemand my gesien nie, julle moet my getuienis glo. Julle moet weet, julle het 'n bang pastoor. OK. Dan is nie versigtig nie, daai is bang. Dit was bang gewees, nê. En ek dink so, tot alles in staat, groter as jou vrese. Tot alles in staat, groter as jou vrese.
En daardie wil ek hê jy moet weet dat die verskil tussen jou droom en die droom wat God in jou lewe het alles te maak met wat glo jy? Glo jy dat die Here dit kan doen? Glo jy dat God jou gaan deurdra? Glo jy dat hy jou gaan beskerm en bewaar? Glo jy dat jy aan die ander kant gaan uitkom en dan gaan jy glimlag en jy sê, dit was erg geweest, maar dit was nie so erg nie. Kan ek vir julle sê, die doopelinge vanoggend gaan nou nog daardie water moet trotseer en ek wil vir julle sê, dit lyk nou maar net so asof alles maklik in die lewe is. Maar ek het al die beste swemmers gekry wat asem soek, as ek hulle te lank onderhou. En dan het ek ook al verstaan, jy weet, dat baie keer moet ek hulle onderhou, want dan gaan hulle nooit weer sonde doen nie. Dan gaan hulle volmaak hemel toe gaan, as jy dit so wil uitdruk. Kan ek jou help om, maak dit jou eie. Laat dit vir jou 'n belangrike punt in jou lewe word. Wat glo jy kan God deur jou lewe werk? En ek wil haastig wees, want ek wil kort wees, om jou te help om af te sluit, as ek die gedagte in jou hart wil wakker maak, laat drome gee koers en rigting. Kyk maar deur die Bybel, Josef se drome, wie onthou dit, nê? Van die son en die maan en die sterre, en toe sy pa ook sommer kwaad vir hom, jy weet. Farao se bakker en die skinker, en hoe die een, jy weet, terug gaan paleis toe en die ander ene word opgehang. Dis al hierdie vreeslike dinge wat gebeur. Onthou julle Farao se 7 koeie, die maarjare, die vetjare. Onthou jy dat drome is nog altyd daar gewees om te sê iets gaan gebeur. As Gideon daar by die vyand kom en hy sien wat God met 'n garsbroodjie kan doen. Nou dink jy nou in, dis nou 'n propsbroodjie wat nou 'n paar jaar oud geword het, nê. Hy's kliphard, hy's nie meer eetbaar nie, maar waar hy tref, maak dit seer. Kan ek jou help? Kan ek jou help om iets te verstaan? Om te begryp dat jou drome kan vir jou wonderlike dinge sê. Ek hou die meeste van Salomo se droom, omdat God hierdie mooi woorde sê, begeer wat ek vir jou moet gee. Is sulke lekker woorde, né? Kies maar wat jy wil hê. Dink net daaraan, as God vir jou nog bo jou droom ook 'n keuse gee. En soveel goed wat ek in jou hart wil wakker maak. Daarom kan die psalmdigter het so mooi gesê. Hy sê, toe die Here die lot van Sion verander het, was ons soos in 'n droom, nê. Ek wil ons en elkeen van ons in 'n pad vat om te sê, God droom groot oor my lewe. God droom groot oor ons hele lewe. Nou, my eie geskiedenis van drome is dat ek dink die een droom wat ek baie dankbaar voor is in die gemeente, is dat ek het honderde kere die pleroma, die volheid van God in mense se lewens beleef. Ek kon sonder ophou dit beleef. Die een droom wat toe nou nie gewerk het, was die een van selgroepe, jy weet. Ons het nou maar tot die naam Selkerk afgevee, jy weet. Want kom ek sê vir julle, ek kan nie 'n selgroep maak in Walvisbaai nie. Ek kry dit nie reg nie. Ons het hard probeer, ons het alles probeer, jy weet. Maar ek dink net Walvisbaaiers is nie selgroep mense nie. Jy weet, hulle bou die muur, weet by hulle huise al hoe hoër, jy weet, en hulle sluit die hek al hoe meer toe met meer slotte en hulle kry al hoe kwaaier honde. Ek het nou gepraat van Cassie se huis, nê. Nie eers ek sien meer kans om daai huisbesoek te gaan doen nie. Want as daai ek hoor hulle het nou nog 'n leeuhond ook bygekry. Ek is nog eers deur die groot een gekonfronteer nie, maar ek hoop jy hoor iets wat ek vir jou wil sê. Is dat soms gaan jy agterkom, party drome is maar net nie vir jou nie. Moet hom nie droom nie, hy gaan nie werk nie. Maar kan ek vir jou sê, ek glo met my hele hart dat ek mag weer droom. Amen. Moet nooit ophou droom nie. Hoor jy wat ek vir jou sê? Moenie ophou droom nie. So ek het so waar alweer 'n nuwe droom vir 2026.
En wat is daai droom? Is op jou boekmerkie, paas wat kan bid. Ek sien hulle. Man, ons gaan daar bo in daai boonste verdieping, gaan manne hande ophef en hulle seuns gaan langs hulle staan en as ons te veel raak vir die koffie en die tee daarbo, dan trek ons sommer saal toe. En as die saal nou vol raak van paas en seuns wat kan bid, dan vra ons maar so bietjie of ons nie weet by die ander kerk ook kan 'n plekkie kry nie. Of miskien gaan ons stadsaal toe. Wat sê julle daarvan? Ons reël busse. Ons kry busse en ons gaan na Windhoek Stadion toe. Wie saam met my? Paas wat kan bid. Halleluja. Okay, ek het julle gesien. Jy mag droom. Die droom gaan reg uitwerk vir jou nie, maar jy mag droom. En daar's 'n droom oor ons gemeente, daar's 'n wonderlike geleentheid, en daarom wil ek vir jou sê, ek wil soos Nebukadneser sê, ek het my genoeg laat mislei. Ek dink nou moet julle 'n slag vir my sê, pastoor, kom ek sê vir jou, jy het laasnag gedroom. Dan sê ek, laat ek hoor. En dan sê jy vir my, pastoor, jy het gedroom, hoe kom ek daar by jou huis aan? Maar toe het ek nie kondensmelkblikkies nie. En ek het ook nie 'n halwe skaap en ook nie 'n hele skaap nie. En pastoor, jy het gedroom. Toe klop ek daar aan die deur. En toe jy die deur so oopmaak, toe het ek 'n Bybel onder my arm. En ek sê, kom pastoor, is tyd dat ons vir die Here gaan werk. Kom pastoor, daar's 'n sondaar wat tot bekering moet kom. Halleluja, nou weet julle al klaar wie wat my droom is, nê. Goed, maar help, droom oor God se saak. Droom oor die redding van kosbare siele. Droom oor mense wat God nodig het in hulle lewe. Want hoekom? Ek wil jou verseker, jy's regtig in staat om te droom. Jy's regtig, dis regtig vir jou ook om te sê, daar's 'n God in die hemel wat geheime. Dis nie net my Bybel nie, jou Bybel ook. En daarmee wil ek dan volstaan om vir jou te sê, dat ek dink, die een droom wat ons nie kan verander nie, want hy slaag gedroom, hy slaag gesien. Johannes het hom op die eiland van Patmos gesien. God het besluit om dit vir Johannes te wys, en Johannes het besluit om dit vir ons te vertel. En ek wil hê jy moet weet, daar kom 'n dag. En dan sê die teks dit so mooi, hy sê, my loon is by my, om elkeen te vergeld na sy werk. Wat is jou werk? Wat is jou aksie? Wat is jou plan waarmee jy besig is? Is dit deel van God se plan? En ek wil jou vanoggend nooi om 'n kernbesluit te maak en om te sê, Here, ek wil meer van U in my lewe hê. Here, selfs my droom wil ek vir U gee en sê, sit hom in lyn met U. Here, en as hy nie inpas nie, maar U het vir my 'n groter en 'n beter droom, dan kies ek hom. Kan ek jou vra om vir 'n oomblik te maak asof jy droom? Maak jou oë toe. Sluit jou oë. En dan sê jy, Here, ek gee U reg op my lewe. Ek gee U reg op my lewe. Dankie, Sissa. Ek gee U reg op my lewe. Het jy al agtergekom dat 'n droom vra nie of hy kan kom nie? Hy kom net. Jou oë is toe, jou pols is af. Ek raak al hoe fikser, jy weet, hy's nou al hier by 50. Het raak al hoe stiller, al hoe stadiger. En dan kom hy droom. En God sê, dis hoe ek oor jou voel. Dis hoe ek oor jou voel. En daarom wil ek hê jy moet saam met my besluit, jy is deel van die bruid van Christus.
Laat die droom vandag vir jou vas staan. Vir ons doopelinge is dit 'n stap van gehoorsaamheid en is 'n getuienis van oorgawe. Om te sê, ek doen wat Jesus 2000 jaar terug gedoen het. Ek sê vir Johannes, laat dit toe, want so pas ons. As jy in hierdie oomblik daardie besluit geneem het om te sê, ek kies, Here, ek is u kind. My lewe is oorgegee in u hande. Nie my wil nie, maar u wil geskied. Dan bid ek, Vader, dat u op u eie goddelike manier elke persoon sal ontmoet daar waar hulle is. En dat u vir hulle sal doen en beteken wat u vir soveel ander is. En dankie dat ons nou in diep afhanklikheid kan kom en sê, Here, ons wil u gehoorsaam volg die res van ons lewe. Ek wil doen wat u wil hê ek moet doen. Hier is ek, Here. U die pottebakker en ek die klei. Vorm my en maak my na u welbehae. Here, dis in hierdie afhanklik en oorgawe wat ons sê, aan God al die ere, want hy doen wonders. En ons dankie daarvoor. Dankie dat ons ook as 'n gemeente vanoggend ons wil verbind. En sê, Here, daar's nog iemand wat u nodig het. Daar's iemand wat smag na u teenwoordigheid. En ons bid, gebruik ons tot u eer. Here, maak ons instrumente van u vrede. Maak ons mense van u liefde en u guns en u genade oor ander se lewens, sodat almal by u kan uitkom. Bid ek in Jesus se naam. Amen en amen. Die woord van die Here luister en ek wil jou nooi en vir jou sê, laat dit nie net hier ingaan en daar uitgaan nie, maar maak dit 'n goeie besluit om te sê, ek gee my alles vir die Here. Amen. Nou ons diens gaan ons laaste gedeelte betree en dit is dat ons die doop van gelowiges gaan bedien. Halleluja. En ek dink die musikante kan maar vorentoe kom as hulle reg wil wees of gaan reg wees. En dan gaan ek ons doopskandidate vra om vir my voor te kom staan. Ons gaan kort en kragtige vrae en antwoorde hê. En ek dink eerstens roep ek vir ons suster Marina Butterworth uit. Marina, kom staan gou hier voor saam met my. Saam met haar, Lansaar, gaan ek vir Nadine van die Merwe vra om saam met haar te kom staan. En ons is so dankbaar vir elkeen van hulle.